Ons is dan vanoggend 13 Maart, lesing 105 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons opskrif nou is hoofstuk 195, die gesuis van die wind by Elia en by ons. Ek sien hier is heel wat nuwe mense weer vanmôre. Moenie vreemd voel met die name wat ons gebruik vir die Vader nie. Die Vader se naam is nie Here nie. Here is 'n titel. En as jy die woord Baal in die woordeboek of in die konkordans gaan opsoek, Baal die afgod, dan word hy vertaal as Here of Lord in Engels. So ons gebruik die naam wat aan Moses gegee is by die brandende bos, ek is wat ek is, en wat alle taalkundiges eensstemmigheid het, dat dit as Yahweh uitgespreek word. En so ook die naam Jesus, wat dan in Hebreeus Yahweh Shua is, en in Aramees, die taal wat sy apostels daar gepraat het, die verkorte ek is verlosser, naamlik Yahshua. So dis die name wat ons gebruik. Gister het ons nou geëindig waar Yahshua die verhaal van Elia in die grot vertel het, en nou vra hy vir daai Persiese Judeërs, wat beteken dit? Maar hulle het obviously nog uit die aard van die saak nog nooit aan dit gedink nie, want hulle was baie goed ingewy in Moses se geskrifte en die profete en natuurlik die geskiedenisboeke ook van konings en die ander geskiedenisboeke van die rigters, en hulle het nooit dieper geestelik na dit gekyk nie. En dit is ons groot probleem ook met ons volk. Ons kyk nie na die innerlike geestelike van die woord nie. Die letter van die woord in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is soos 'n dop van 'n, ek noem dit nou maar so 'n macadamia neut, want sy dop is baie hard. Maar as jy deur daai dop kom, of as jy die dop kan breek, dan kom jy by die sagte voedende kos, wat die geestelike van die woord is, wat jou verryk, en wat jou siel bring, dat jou siel eendag weer in die hemelse ryke gaan kom. Die letter, die dop, net so min as wat hy vir jou smaaklik is, of enige iets gaan beteken vir jou fisiese maag, so beteken die letter van die woord niks vir jou redding nie. Dit is iets waarin Vader die woord moes verpak. Hoekom? Hy sê, ek skryf vir julle, of ek leer vir julle in gelykenisse, sodat hulle, en hy wys na die klomp fariseërs, dit nie moet verstaan nie, en nie gered moet word nie. Dis wat hy sê. Want hulle sê hulle sien, maar hulle kan nie sien nie. So die hele woord is eintlik vir ons in beeldende en gelykenis simboliek taal gegee. Ons moet net die sleutel kry. Nou die sleutel is al reeds vir ons gegee. Die sleutel is die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste wat jy moet doen. Nou ja, Elia het 3 keer 'n geruis gehoor by die bek van die grot. Eerste was dit 'n storm, toe was dit 'n vuur, en toe was dit 'n sagte koel wyntjie. Nou gaan ons verder by 195. Na my vraag, dis die vraag om dit te verduidelik, en die voorafgaande skildering staan almal met groot oë en kyk, en hulle was nie in staat om 'n antwoord te gee nie, want hoe meer hulle daaroor nagedink het, des te meer de mekaar het dit in hulle verstand en hart geword. Een van die 2 afgevaardigdes, dis nou van die Perse, sê na 'n rukkie, geëerde wyse vriend, u lyk my baie op die hoogte te wees met die skrif, hoewel u miskien eerder 'n Romein of 'n Griek kan wees. Die baie mystieke verhaal van die profeet Elia, soos deur u vertel, is baie korrek weergegee, maar tot nog toe het niemand dit ooit verstaan nie. Dit sou besonder vreemd wees as 'n heiden ons Judeërs se uitleg daarvan sou kon gee. Ons sou dit egter graag van u af wil hoor, want ek het my reeds baie onduidelikhede van die profeet Jesaja laat uitlê deur 'n wyse heiden uit die Moreland, en dit het my grondige redes gegee om my baie oor sy diepe wysheid te verbaas.
Dit skyn hom hier te wil herhaal. Daarom vra ons u net om, terwyl ons hier aanwesig is, vir ons u gedagte oor die beeld te onthul. Nou sê Joshua, nou dan is dit so. Maar allereers moet ek julle misvatting om my as 'n heiden te beskou regstel, want ek is geen heiden nie, maar 'n gebore Judeër soos julle. Ek is wel een met almal, om almal te wen vir die ryk van die lig, vir die ryk van die ewige waarheid. Wie ore het, moet hoor, en wie oë het, moet nou sien. En nou bedoel hy nie die skoupe op die kant van jou kop en die oog in jou oogkaste nie. Hierdie is wie geestelike ore het, moet hoor, en wie geestelike oë het, moet sien. Dis uit en uit 'n gesprek oor die binnekant van hierdie harde neutedop. Elia stel die suiwer siel van die mens voor, en die grot waarin hy verborge was, is die wêreld, en eintlik die vlees en bloed van die mens, naamlik ons liggaam. Die gees wat teen Elia, respektiewelik teen die mens se siel praat, is die gees van Elohim, waarmee die siel een moet word. Onthou dat die gees het 3 keer met Elia gepraat en gesê, Elohim, God is nie in die storm nie, Elohim, God is nie in die vuur nie, en hy het gesê, hy is in die koel wynkie, as ek dit reg onthou. Dis waar hy is. Hy sê, waarmee die siel een moet word met die gees, wat in jou is, maar nog nie kan word, omdat Jahwe nog nie verbygetrek het by die grot van die vlees, of terwyl die grot van die wêreld nie. Die verbygaande storm dui op die tyd vanaf die ou Adam tot by Noag, toe die grootste deel van die bewoonde wêreld vernietig is. Die vuur, die tweede keer wat hy voorkom het, dui op die tyd vanaf Noag tot op hede. Op hede is nog tot voor sy kruisiging. Nou het die tyd van die sagte gesuis egter voor die grot van die profeet gekom. Hierdie tyd sal aan elke siel wat 'n goeie wil het, algehele verlossing gee in die gees en in alle waarheid. En let wel, ook julle staan nou op die punt om die vryheid van Elia te verkry. Hulle wat nou van so ver af gekom het en voor die goddelike gees staan, sonder dat hulle dit weet. Want die goddelike gees wat nou met 'n sagte gesuis verbykom, is in Joshua. En hulle luister nou na sy verklaring. Maar hulle sal seker later aan, sal hulle ontwaak. Die skip wat julle hierheen gebring het, lyk ook soos 'n profete grot. Dit het hom eerste in die ruwe geweld van die storm bevind, en julle het in groot angs en vrees gesit. En toe julle deur die storm midde in die onbestendige see gedryf was, flits 'n 1000voudige vuur om julle klein brose wêreld van verrotte planke. Maar Jahwe was nie in die vuur nie, hoewel hy met sy arm, 'n engel, julle redding en behoud gebring het. Dit het ons van gelees in die vorige lesings. Nou bevind julle julleself egter daar, waar dit na die storm en die vuur saggies langs julle heen reis. Wie bevind homself egter vir julle en by julle in die sagte gereis? Nou verbaas die perse hulle buitengewoon, en die afgevaardigdes sê, vreemd, vreemd, die o so egte beeld lyk verrassend baie, soos die van die ou profeet Elia. Dit het ook wonderlik gegaan met ons redding, en ook nie bietjie nie. En nou op hierdie heuwel neem ek werklik fisies en moreel die vreemde, geheimsinnige, sagte gereis waar, waarvan die gees van die profeet gesê, dat Jahwe daarin verbygegaan het. Ja, wat vind julle dan, broers en susters,
Wat dink julle van hierdie geskiedenis? Die ander spreek ook, soos uit een mond. Ons vind dit net so wonderbaarlik soos julle, maar self kan ons dit nie verklaar nie. Laat hierdie wyse man daarom maar vir jou en vir ons almal spreek. Nou met baie mense wat ek gepraat het en ek self die ervaring gehad het, toe ek my oë op hierdie nuwe openbaring sit, op hierdie woorde van Yeshua wat so lank verborge is, en wat vir die nuwe mense wil ek dit sê, hierdie woorde staan gelyk met die Bybel. Is nie minder werd nie, inteendeel, ek beskou dit as baie meer leersaam as die Bybel, want dit is vir ons baie meer detail gegee. En ons verlosser, ons God is ewig, oneindig. En niemand kan hom beperk tot 'n boek en sê, hierdie Bybel is die enigste plek waar God se woord gevind kan word nie. Jy kan dit nie sê nie. Die Bybel bevat 'n deel, 'n klein deeltjie van die ewige woord. Nooit ooit sal ek en jy, as ons oorgaan in die ligryke, in die hemel soos ons sê, nooit ooit sal die woord ophou nie. Jy sal elke dag van jou bestaan, sal jy meer en meer wysheid ontvang. En dit gaan jou meer en meer salig maak. En jy gaan meer en meer streef om soos Vader te wees. Maar omdat hy ook al aanhoudend groei en hoër gaan, want hy staan nie stil nie, hy is nie 'n stagnerende wese nie, gaan jy hom nooit inhaal nie, jy gaan hom nooit vang nie. Maar jy gaan groot vreugde ervaar in nuwe begrippe en nuwe woord. Soos hier, ons lees nou 'n verhaal wat nêrens in die Bybel voorkom nie. Maar is tog wonderlike lesse, want hier leer hy van ons nou iets van die Ou Testament, wat bitter min mense van weet. Bitter min mense, selfs hierdie hooggeleerde Israeliete, hulle kan vir jou die verhaal van die grot vertel, maar dan kan nie vir jou dit wat nodig is vir die geestelike, kan hulle nie vir jou vertel nie. En dit is al wat belangrik is dit wat binne in hierdie harde neute dop staan, of is, sodat ons dit kan lees, sodat ons dit kan eet met ons oë en ons ore, sodat ons siel gevoed kan word met hierdie geestelike kos wat binne in hierdie woord dop was. Maar nou het hy gekom met 'n sagte gereis, en nou kom hy vir ons op 13 Maart 2026. En as jy nie 'n ervaring in jou het van jou hart wat skielik so bly is om hierdie goed te verneem nie, dat jy altyd in 'n grot was, dat jou liggaam jou gevange hou op hierdie aarde, maar nou kan jy Yeshua aanneem, en nou kan jy deel van daardie sagte gereis word, as daardie gees in jou inkom, en hy kan, want dis waar Yeshua wil woon, in ons tempels, die tempels van jou eie wese. Yeshua kom nie weer om in 'n kliptempel of in 'n baksteen gebou te kom heers nie. Die tempel waarin hy kom is die tempel van vlees. Die tempel wat hy gesê het, ek breek hierdie tempel af en ek bou hom in 3 dae weer op. Toe word daai klomp fariseërs woedend, want hulle sê hoeveel 100 jaar het hulle nie gevat om die tempel te bou nie. En dan staan daar, maar hy het gespreek van sy vlees. En ons het almal vleestempels net soos hy. En hy breek hierdie vleestempel af, om binne in jou tempel as 'n geeswese te kom woon, indien jy 'n geeswese wil word. Die tempel gaan nie verdwyn nie, maar hy gaan nie meer vir jou beheer nie. Dis eintlik wat dit beteken. Soos wat Yeshua se liggaam hom nie beheer het vir 33 jaar nie, so moet ons nou op 'n punt kom dat die liggaam ons nie meer beheer nie, maar dat die siel verenig met die gees in ons, en dit beteken dan Yeshua het gekom. Jy het met hom een geword. Dis hoekom mense nie verstaan wat in die Bybel staan wanneer hulle lees
Die gruwel van verwoesting word opgerig in die tempel. Let op en kyk, dan moet julle tel. En almal kyk nou na die, wat nou aanvaar, dat daar in Israel gaan 'n valse tempel opgerig word, met 'n valse antichrist. Maar dit is alles afleiding, dit is misleiding. Die merk van die dier is dieselfde as die koms van die antichrist. Dit is wanneer hulle in jou tempel die gruwel van verwoesting opgerig het, wat hulle alreeds met al hierdie COVID-inspuitings alreeds begin het mee, met die voorbereiding, so by so dat ons uiteindelik is die doel van hierdie wêreldmag, wat die antichrist mag is, om jou hele siel oor te neem met kunsmatige intelligensie, en jou emosies te verander. Dis eenvoudig, dit beteken dus, jy is nou 'n willose mens sonder wil, want hulle bepaal jou wil. Hulle kan vir jou vrolik maak, hulle kan vir jou kwaad maak, hulle kan vir jou lus maak vir vrouens of vir mans as jy vrou is, of andersom. Hulle kan enigiets met jou doen. Hulle kan jou al hierdie goed laat doen wat vandag op die aarde vir ons ondenkbaar was 20, 30 jaar gelede. Waar dink julle kom al hierdie LBGT was goed ingesluit of wat vandaan? Dit kom deur hierdie mense wat gebreinspoel word van 'n sentrale plek af. Hulle was in elk geval al skeef van geboorte af, het hulle besig gehou met al hierdie inspuitings en hormoon behandelings en al die goed wat hulle self nie meer in hulle geslag bevind het nie. Hulle was so tussen die twee. En daarom is dit makliker. En daarom moet ons apart wees, heilig wees, en nie deel raak van hierdie goed nie. Die sagte geruis moet ons opneem. Dit is Yeshua se stem wat ons vanoggend hier lees en waarvan ons op ons webwerf www.nuweopenbaring duisende der duisende verse het wat presies net so saggies reis en wat jou net so bly gaan maak as jy dit lees. Ek het nooit gedink ek sal so bly word en so vreugde ervaar om uit te vind hoe woon die mense op Saturnus. Dit was vir my 'n verstommende boek, amper soos 'n sprokieboek wat ek gelees het as kind. Die verskil is net, dit is nie 'n sprokie nie, dit is die waarheid. En so met al die ander goed. So kom ons maak 'n besluit vandag, dat ons by Yeshua gaan staan. Want die gruwel van verwoesting is reeds opgerig. En hulle kom vir jou, daar kom nog van hierdie goed. Hulle gaan dit nou doen deur die back-and-close-seer inspuitings in die beeste. Ek sien hulle het nou 'n Duitse maatskappy, die grootste Duitse gifmaatskappy en medisyne maatskappy, dis nou vandag 1. En hulle vertrou ek met niks. So nou gaan ons vleis eet wat besmet is. Nou hoe gaan ons nou anders, want ons gaan slaghuis toe, ons koop vleis. Die sagte gesuis moet in jou hart wees. En wanneer jy aan tafel sit en daar's kos voor jou op jou bord, dan moet jy bid, Yeshua, ek kan nie hierdie goed keer nie, ek kan nie ander plekke, ek kan nie vir my beeste groot maak op my grond nie, ek bly in 'n klein huisie. Reinig vir my hierdie kos. Dan doen hy dit. Hier by ons is 'n 5G toring wat reg langs Philadelphia Ark gebou is. Reg langs 'n laerskool. 5G torings is wapens, is nie telekommunikasie torings nie. Dit is wapens om die mens, presies dit wat ek nou gesê het, die proses van uiteindelik met kunsmatige intelligensie vir jou te beheer. Dit is waarvoor dit daar is. Maar Vader het een van ons gemeentelede gewys, daar is so 'n groot kous oor die toring getrek. So hy beskerm ons.
maar net vir hulle wat vra en wat hom bely. Hoekom moet hy die een beskerm wat hom verag? Werk nie so nie. Dit is juis die groot ding om by hom te skuil, is dat jy al die voordele van die hemelryk kry. 11, ja. Die afgevaardigde sê, ja, dit sou natuurlik wel die beste wees, maar 'n mens kan tog nie op hierdie plek, waar die hoogste gebieders van Rome en konings en vorste vertoef, sommer die een of ander eis nie. 'n Mens moet eers om die nodige toestemming daarvoor vra, om iets te mag vra wat 'n mens graag sou wou. Ek, Joshua, kom tussen en sê, vriend, hier is dit werklik nie nodig nie. In Persië is dit wel gebruiklik, maar by ons moet ons nooit daarmee begin nie. Interessant dat ons nou lees van Persië nou in hierdie tyd. Persië is Iran. En kyk net wat gaan daaraan vandag. Vriend, voor Elohim is die nederigheid, wat dwaas en vernederend is vir die mens se siel. Net so 'n dwaasheid soos alle ander dwaashede, wat slegs in die heidendom voorkom. Daar staan nog die te groot vernedering van die een mens voor die ander. So 'n kruiperige uiting van nederigheid van die een mens voor die ander. Een maak beide sleg. Ten eerste omdat hy tydens die nederigheid meestal net huigel is 'n ander woord vir lieg, en daardeur sy medemens van nog meer hoogmoed betug. En ten tweede, omdat hy daardeur ook werkliker nog hoogmoediger word. Die nederigheid wat voortkom uit die suiwer liefde, is die egte en ware nederigheid, want sy gee agting en het in die medemens 'n broer soos broer lief, maar maak homself en die naaste nie tot 'n god, vir wie 'n mens op die knieë moet val en die mens moet laat aanbid nie. En wat ek hier wil byvoeg, of soos wat ons mense vandag omgaan met die geëerde dominee en die geëerde pastoor nie. Hulle val nou nie op hulle knieë voor hom neer nie, maar hulle is werklik buig voor hom neer, en in elk geval is hulle nog steeds nie gelukkig om dit te doen nie, maar hulle doen dit tog, want hulle huigel. Laat daai pastoor of dominee nou maar net sondig, dan kyk jy hoe vinnig skop hulle hom uit die kerkraad uit, of skop die kerkraad hom uit die kerk uit, want hy mag nie sondig nie. Hoekom nie? Want inherent aanbid hulle hom, alhoewel hulle dit nie sal erken nie. Hy mag nie foute maak nie, en almal moet soos broers onder mekaar wees. Ons moet broers wees. Ek kan ook val, en ek is seker net so groot sondaar soos elkeen van ons hier. Maar ons moet mekaar bereid wees om mekaar te vergewe, as daar dinge gebeur wat ons oorkom. So, dit is wat die liefde dan bevestig. Die nederigheid wat jy ook al wil of verlang dit soos 'n mens van die mens af, en soos 'n broer van 'n broer, maar die een mens moet nooit in die stof kruip voor die ander. Wat Elohim van geen mens vra nie, dit kan 'n mens nog baie minder van sy medemens verlang. Dit is ook 'n ware wysheid, wat volledig tuis hoort in Elohim se orde. Onthou dit daarom goed, en geestelik daarnaas, dan sal julle aangenaam wees voor Elohim en die mense. Maar nou weer oor iets anders. Sodra julle die sagte gesuis voor die grot van die profete bietjie meer met hierdie tyd in ooreenstemming kan bring, sal ek julle nou, omdat julle soos gesê nog beginselvaste Judeërs is, 'n ander vraag stel. Hoofstuk 1:9-6. Die meester ondervra die Perse oor die Messias. Joshua vra hulle nou, wat dink julle nou van die beloofde Messias, of die verlosser, of die gesalfde, of die Christus, in Grieks, wat volgens die voorspelling van al die profete, juis in hierdie tyd moet kom vir die verlossing van die Judeërs? Glo julle as verstandige mense werklik iets daarvan?
of heg julle, soos vele dit tans doen, geen waarde aan sulke voorspellings wat vir die menslike verstand te mystiek beskou word nie. Die afgevaardigde sê, verhewe vriend, dit is 'n uiters netelige vraag. Om heeltemal geen waarde daaraan te heg nie, sou vir 'n egte Judeër tog baie vermetel wees. Om dit heeltemal ernstig te glo, is sekerlik ook 'n baie gewaagde onderneming, want 'n mens kan daardeur vir die duistere bygeloof die deur waawyd oopmaak en op die manier vrye toegang daaraan verleen. Of heeltemal geen geloof nou beter is as die duistere bygeloof, of omgekeerd, die beslissing laat ek graag oor aan groter wyses as wat ek is. Maar my altyd nugtere verstand sê wel vir my, dat heeltemal geen geloof aanmerklik beter blyk te wees as 'n duister bygeloof. Want heeltemal geen geloof lyk na my mening soos 'n pasgebore kind, of soos 'n leë akker wat braak lê, waarin nog niks gesaai is nie. Die kind kan deur 'n goeie opvoeding 'n wyse man word, en in 'n akker wat braak lê, kan elke edele vrugtesoort gesaai word. As die akker egter deur allerlei soorte onkruid oortrek is, en 'n volwasse kind in allerlei dom dinge onderrig is, dan slaag dit glad nie meer met die ontwikkeling van die wysheid nie, of slegs baie moeisaam. En die moeilike akker van alle onkruid gereinig kan word, weet elke eerlike landbouer wat ook besig was om die akker van alle onkruid te reinig en vervolgens suiwer te hou. Wel, verhewe vriend, dit is so ongeveer ons nugtere mening. Met betrekking tot die beloofde Messias, sê ons nog ja, nog nee. As 'n egte wyse deskundige in die skrif egter hierdie saak vir ons wil duidelik maak, dan sal hy vir ons as Judeërs en mense wat baie kan doen, sal hy baie kan doen vir ons, ekskuus. As hy enige houvas daaromtrent kan gee, vertel dit dan vir ons, en ons sal hy ewig dankbaar daarvoor wees. Yeshua sê vir hom, dit is 'n baie korrekte oordeel, sê ek Yeshua aan die afgevaarde. Geen geloof is baie beter as 'n duister bygeloof. Maar ondanks dit, sit daar tog 'n paar kwaadaardige gewasse daaraan, wat uiteindelik, wanneer dit maar eenmaal verhard het, net so moeilik is om te genees, as om 'n akker wat met onkruid oortrek is, skoon te maak. Nou ja, hier gaan die begrip oor, iemand wat geen geloof het nie, 'n ateïs, is makliker te draai, dis wat die ou sê, as iemand wat 'n dwaase bygeloof het. Nou vandag vind jy 'n dwaase bygeloof in meeste van die kerke. Hulle glo aan goed wat hulle glad nie kan bewys nie. Hulle weet nie hoekom hulle aan sekere goed glo nie, soos byvoorbeeld die driekoppige God en al die ander vereistes wat 'n vorm godsdienst vir hulle gee. En dan sê 'n mens, dis makliker om die ou wat niks glo nie te wen as die ou wat nou al reeds 'n bietjie glo of ongelowig is. En dis nie altyd waar nie, want daar vind plaas met die ouens wat geen geloof het nie. Plak goed aan hulle siel vas, wat deur hulle verstand ingegee word, wat hulle nou hierdie groot intellektueles maak. En hulle is of almal doktore en professore in alles, en hulle haal heeltyd hierdie geleerdes aan, en jy kry hom nie afgetrek van daai goed nie. En daarom kom jy nie by die sagte neut binne in hierdie harde dop nie. So, dis nie altyd so nie. Dat jy 'n mens wat jy wil benader in 'n vals kerk, eers van die gemors wat hy daarin is, moet skoonmaak, voordat jy vir hom waarheid kan gee, is so. Dis soos wanneer jy 'n vis vir Yeshua nader bring na sy rooster van die liefde toe. Hy sê mos, ek maak julle vissers van mense. Hoe moet die vis wees as hy by die rooster kom? Wel, die skubbe moet afwees, die vinne moet afwees,
Die kop moet af wees en die binnegoed moet uit wees. Die kop stel die menslike verstand voor. Die binnegoed is al die gemors wat hy in sy vorm godsdiens al vir sy hele lewe lang geleer het en glo, maar hy kan dit nie bewys nie. Eers as dit uit is, en die vinne wat hom gestuur het in die wêreld afgesny is, sodat hy ten volle nou sy hart aan Yeshua kan gee en in die liefde wandel, kan ons daai vis na die rooster toe bring, wat Yeshua se liefde is, en vir hom die wonderlike waarhede, wat ons nou vanoggend hier lees, vir hulle bring. Probeer jy dit nou met 'n kerkmens hierdie goed te lees, eerste ding wat hy sê, staan nie in die Bybel. Ander een sal sê, ek gaan eers my pastoor vra. So werk hulle met dit, want die vis se binnegoed is nog daar, en hy swem nog lekker rond daar in die kerk, hy wil nie nou daar uit nie. Hy sê, dit is 'n baie, sê, waar is ons by 7, nee? 7, ja. Die akker vol onkruid, onthou nou, hy sê, dit is slegter om 'n akker vol onkruid te probeer plant. Yeshua sê, die akker vol onkruid laat in elk geval nog sien, dat sy bodem goed is, want andersins sou geen onkruid daarop gegroei het nie. Maar aan 'n heeltemal braakliggende akker kan jy dit nie sien nie. Jy weet nie of dit goeie grond is, of klip nie. Weet jy, as die sogenaamde wiskundig bepaalde wêreldsverstand by 'n mens eenmaal 'n harde kern gevorm het, dis nou by hierdie groot intellektueles, is 'n geloof in iets suiwer geestelik, hoe verhewe en wys ook al, baie moeilik te verwesenlik. So 'n verstandsmens wil uiteindelik alles wiskundig bewys sien. Van dinge wat hy nie kan sien en meet nie, wil hy heeltemal geen notisie neem. En ek het genoeg met hierdie mense al gestry. Groot vriende van my vorige lewe. Praat ek altyd van my vorige lewe, is toe ek in Babylon gelewe het en daar gewerk het en dinge gedoen het en Vader nog nie heeltemal geken het nie. Enige ding wat jy vir hulle nou sê, nadat ek uit daai stelsel is in Vader se stelsel in, is hulle woorde, bewys dit vir my. Kom, jy sê nou daar's 'n hemel, bewys dit. Jy sê dit of dat. En as jy dit nie kan bewys nie, glo jy dit nie. En die dinge van die Gees kan nie bewys word nie. Bitter selde wat jy dinge van die Gees kan bewys. Dit gaan hier oor geloof. Dit gaan hier oor dat ek weet Yeshua leef en ek weet hy is vanoggend by ons. Maar as jy vir my sê, bewys dit, dan kan ek nie. Ek kan nie sê, hier staan nie. Ek kan hoogstens sê, iemand anders het hom ook gesien. Maar gaan hulle sê, maar is nog nie vir my 'n bewys nie. Hierdie dinge van die bonatuurlike is baie moeilik oor te dra aan mense wat in hulle verstand is. En ek het baie ervaring daarvan. En die tweede ding wat kom by hulle, is dat hulle van alles 'n grap maak. Alles wat jy in glo is 'n grap. En van hulle is al dood, nou wonder ek hoe geniet hulle die grappie aan die ander kant. Ja. Oordeel nou self, eers of dit dan by so 'n mens met betrekking tot die aanneem van die suiwer geestelike ook nie 'n moeilike saak is nie. Dis nou iemand wat sy akker skoon is, wat niks glo nie. Nou sê die afgevaardigde, seker verhewe en wyse vriend. Maar 'n mens mag tog wel daarvan uitgaan dat daar nie baie van die soort mense is nie. En hierdie baie sporadiese swaalkies maak nog lank geen somer nie. Hierdie verstandelike geleerdes is egter uiteindelik tog baie toegankliker vir die waarheid as al die swarte helde van die duistere bygeloof. Veral as dit 'n geloof om die brode geword het. Met so iemand is glad nie te praat nie. En hy probeer alles wat hom ook maar enigstens sou kan benadeel, met vuur en met swaard te vervolg. Dit ondervind ons van die kant van ons priesters af, vir wie geen middel nou meer te sleg is,
om daarmee hulle snode bedriegery vir vervolging te beskerm nie. Nou hier praat hy van hierdie swarte helde is die wat in swart togas rondloop. Dit was nie net die Judeese priesters wat swart togas rondgeloop het nie, almal het. Die geskiedenis van die swart toga kom van die Babyloniese aanbidding af, waar die priester vir Baal offers moes bring, kindertjies moes slag, en hy moes hulle kele afsny. Nou kan jy dink hoe spuit die bloed oor hierdie gewaad van die priester. Maar as hy swart is, kan hy sommer maklik 200-300 kinders op 'n dag slag sonder om nou te sleg te lyk met sy kleed, want jy sien dit nie. Dit is werklik die geskiedenis van die toga wat ons predikante dra. En dit kry jy in die boek van Hislop, The Two Babylons. En al daai gebruike kom uit die Babyloniërs oorgedra. En nou het ons onlangs, nou in hierdie Epstein-files, het ons inligting gekry en daar is video's waar die Baal-tempel op daai eiland gebruik was om kinders te offer. En daarna, dit het ek nooit in die Babylon gelees nie, in die ou Babylon nie, daarna het daai klomp filmsterre en politici daai babetjies geëet. Daar is verhale wat hulle selfs die babetjies eet terwyl hy nog aan die naaldstring is. Dit is hierdie mense wat jy op die doeke sien, of op jou telefoon of op jou internet, wat almal soveel verering het. Dis wie hulle is, Baal-aanbidders. En so 'n mens is bitter moeilik ooit te draai, want 'n gewone mens met die DNA van Vader in jou, sal nie so iets kan doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan net wees van wat ek nou die dag gepraat het, toe hy die Eva en die gevalle engel voor hom het, toe sê hy, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en die vrou se saad. Dis die ander saadlyn. Die saadlyn wat Yeshua vir hulle sê in die tempel, die fariseërs. Hy sê, hoe sal julle ooit die oordeel van die hel kan ontvlug? Wat beteken julle sal dit nooit kan ontvlug nie? Dit is hulle wat sulke goed kan doen. Want dit is hulle haat vir die adamitiese saadlyn wat maak dat hulle sulke gruwels doen. So dit is vandag by ons baie erger. Daarmee wil ek nie beweer dat die priesters ook maar enigstens glo in dit wat hulle die ander met geweld wil opdring nie. Want hulle motief is brood. Baie brood en baie goud, silwer en edelstene. Maar die dikwels misleide mensdom glo dit tog. En dan nog met die weersinwekkendste en gruwelikste fanatisme. Wel, op so 'n besete groep geloofsmense is selfs die mees starre verstandsmens tog enorm baie ver voor. Hy is in elk geval 'n vriend van 'n waarheid, ook al is dit dan 'n erg starre waarheid, terwyl die werklik bygelowige mensdom elke soort waarheid afwys en liewer 'n boomtak aansien vir 'n aap as vir wat dit is. 'n vriend van die waarheid is tog altyd op die een of ander verstandige manier toeganklik, terwyl by die swarte bygelowige selfs niks gedink kan word aan net skynbaar verstandelike toeganklikheid vir die een of ander waarheid nie. Dat die sterk op die matematiese gerigte mense moeilik tot 'n suiwer geloof gebring kan word, is 'n baie bekende saak. Maar as so 'n mens eenmaal iets aanvaar het, al is dit maar as 'n hipotese, sal hy dit ook rotsvas volg en alles aan die werk stel om hierdie as 'n soliede waarheid, indien moontlik selfs wiskundig te bewys. Sal 'n duistere bygelowige dit ooit doen? Modder en werklike goud is vir hom dieselfde, en ek bly dan ook daarby staan, dat heeltemal geen geloof baie beter is as 'n geloof soos wat byvoorbeeld by ons gebruiklik is. Soos wat ons egter gehoor het, is ook die tempelpriesters in Jerusalem nou nie meer baie beter as ons Persiese priesters nie. Met die wonderbaarlike ark van die verbond moet al sedert lank iets aan die gang wees, want ons weet maar al te goed wanneer en waar
daar vir die oue 'n nuwe gemaak is. Natuurlik nie in Jerusalem nie, maar so diep moontlik by ons in die land van die Perse, omdat dit nie verraai moes word nie. Dit het hulle egter nie so baie gehelp nie, want hulle moes die Persiese kunstenaars uiteindelik vir hulle swye 10 maal meer betaal, as wat die hele ark werd was. En die kunstenaars het dit later tog aan hulle eie mense vertel, en hulle weer aan ons Judeërs. Daarom, verhewe vriend, hou ons onsself rotsvas aan die leer van Moses, hoewel daar ook dinge voorkom wat in natuurlike opsig tog wel pure onsin is. En dit is nou in natuurlike opsig, want hulle kan nie die geestelike opsig raak sien nie, soos byvoorbeeld die skepping van Genesis 1. Maar niemand weet om 'n redelike verklaring daarvoor te gee nie, en daarom breek niemand om verder die hoof daaroor nie. Maar die wet en die moraal kan in goedheid en wysheid nie oortref word nie, en niemand kan homself, selfs in sy helderste oggenddroom, iets wyser en beter bedink nie. Die deel van die skrif noem ons dan ook alleen die goddelike. Al die ander by name die profetiese deel, wat geen mens kan verstaan nie, gaan ons weinig of glad nie aan nie. Die beeld van Elia wat deur hier uitgelees is weliswaar baie treffend en mooi, met betrekking tot die verwagte Messias, wat hoogs waarskynlik maar net suiwer geestelik gesien moet word. Maar wat die ander profete daaroor voorspel het, is uiters misterieus, wat 'n goeie uitleg benodig, en 'n nog beter geloof, wat gelukkig glad nie meer by ons te vinde is nie. Ons vind dit gewoonweg prysenswaardig, dat ons weinig of heeltemal geen geloof heg aan sulke buitengewone dinge nie. In steede daarvan glo ons des te intenser in die enige ware Elohim of God, wat sonder enige twyfel deur Moses tot die kinders van hierdie aarde gespreek het. Maar veel van ons oortuigde vaste geloof in Elohim het ons ook aan Plato te danke, wie se geskrifte ons lees en navolg. Moses was prakties en het die lewensweg met skerp gemarkeerde lyne geteken. Plato is oor die algemeen gees en siel, en toon die siel aan die siel en die gees aan die gees. En dit almal by mekaar, Moses, Plato, Sokrates en 'n aantal profete, in die regte lig beskou, goed verstaanbaar noem ons die eintlike Messias. Hy sal van bo kom, van waar al die lig na die aarde toe kom, na die mense wat van goeie wil is. Nou, verhewe en wyse vriend, het ek heeltemal aan u onthul hoe ons is, hoe ons dink en voel. Dit is nou oor aan u, as u met iets beter bekend is, om dit aan ons mee te deel, as u dit wil. Wat is dan byvoorbeeld u mening oor die profete en oor die beloofde Messias? Einde van die hoofstuk 1:9-6. En ons sal dan môre verder hoor wat antwoord Joshua hulle. Maar hier kry ons ook 'n goeie insig in die denke van die mense van daardie tyd. Onthou, die Judeërs was voor die Romeine, was hulle onder Griekse oorheersing. En hulle het baie invloede van die Grieke gekry, onder andere Plato, Aristoteles, Diogenes, Sokrates en al die wysgeere, wat nie net leuns gegee het nie, maar hulle goed was nie suiwer nie. Daar was altyd 'n deel van die heidendom by dit betrokke. Maar nou is hulle gereed gemaak deur Joshua, deurdat hy hulle daai gelykenis van Elia geopenbaar het, en nou neem ek aan, ek het nou nie vooruit gelees nie, dat hy nou vir hulle meer feite gaan gee, om in hom die Messias te herken. En dit is ook wat ons doel is met die lees van hierdie geskrifte, is om die Messias, Joshua, beter te leer ken, en in te trek in ons siele in. Dit is die koms, dit is die tweede koms van Joshua. Hy kom in die tempel
van jou en my wat hom toelaat. As jou tempel soos 'n klein huisie gaan lyk, of soos 'n long drop, dan gaan hy nie daar inkom nie. So jy moet van daai klomp gemors ontslaa raak. Al die aardse gewoontes en slegte dinge wat jy doen, en al die emosionele slegte dinge wat jy doen. As jy nog mense haat, as jy afguns het, jaloesie het, as jy nie kan vergewe nie, as daar stryd is tussen jou en 'n ander man en jy sit hier, dan moet jy dit gaan regmaak. Die woord sê so, Joshua sê so, as dit jou byval, dat jou broer iets teen jou het, nie jy iets eers teen hom nie, staan op en gaan versoen jou met jou broer. Want as jy dit nie doen nie, is jou godsdienst te vergeefs. Al jou gebede, al jou sang, al die mooi woorde wat jy nou luister, dis alles te vergeefs. Want daar is iets tussen jou en 'n broer of 'n suster. Dis die dinge wat Joshua vir ons gebring het, wat die ander lot nie gebring het. Moses het vir ons die riglyne gegee. Die 10 gebooie sê vir ons baie mooi en som vir ons baie mooi op hoe ons moet leef. Maar Joshua kom en hy leer ons die liefde wat ons moet ons eie maak, sodat ons dan glad nie die gebooie sal oortree, omdat die liefde groter is as die 10 gebooie. Baie dankie.